Ek groet u in die mooi naam. Die naam wat ons heel week oplig. Elke keer oplig. Want daar is geen ander naam. Onder die son. Kosbare naam. Wat slawe kan bevry. En weet jy wat? Wanneer ek dink aan hy naam. Dit roer my siel. Dit roer my siel. Wanneer ek dink aan Jesus. As niemand soos hy nie, en vanaand sê hy roep, kom nou. As dit nie goed om te weet wanneer ander dink jy is verwerplikkie, dan sê Jesus kom nou. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Kom ons kom by vanaand, by vandag se boodskap. Hierdie hele week, elke geleentheid of elke keer wanneer ons ontmoet, elke keer wanneer ons in hierdie reeks gesels, praat ons oor een of ander begeerte wat Jesus vir ons het. En u sal agterkom dat elke begeerte 'n ander begeerte opvolg. Elke begeerte volg die volgende ene op. Die eerste keer het ons gesê, Jesus se begeerte is dat u hom ken. Want die gevolgtrekking is, as jy hom ken, sal jy hom lief kry. En as jy hom lief kry, sal jy hom wil dien. Nou wanneer jy hom leer ken het vir wie hy is, kom die volgende begeerte van Jesus en dit is dat jy hom as wins moet verkry. Sodra jy weet, is dit die man, ek wil hom hê, ek ag alles skade om Jesus as wins te verkry. Nou het jy hom. Jy het nou alles as skade geag. Nou sien jy, maar hy is 'n fout saam met my. Ek pas nie lekker in by die man nie. Ek moet die sonde afsterf. Ek moet aan sy dood gelykvormig word deur dood te gaan vir sonde en lewe vir God in Jesus Christus. Sodat ek kan pas by hierdie God wat ek dien. Sonde kan nie lekker hou in Jesus se teenwoordigheid nie. So sy begeerte is dat jy dood vir sonde en nie in sonde nie. Nou moet nie volg, jy ken hom. Jy het hom as wins verkry. Jy is nou aan hom gelykvormig aan sy dood deur vir sonde te sterwe. En vanaand sê ons, Jesus se begeerte. Vandag sê ons, Jesus se begeerte vir ons is om hom groot te maak in ons liggaam. Wat beteken dit? Wat beteken dit om Jesus groot te maak in ons liggaam? Kom ons lees die Bybel, Filippense 1 vers 20. Luister na die pragtige vers. Paulus is aan die woord met die Filippense. Hy sê, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is. Dan sê hy volgende, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Sy begeerte wat hy aan die Filippense bekend maak is, dat Christus in sy liggaam groot gemaak word. Jesus wil dit vir ons hê, dat hierdie liggaam, hierdie hielten wat die staan, sy lewe, sy bestaan, sy wese, moet daarop gemik wees, om Jesus op te hef. Voordat ons nou kom by hoe maak ons om groot, moet ons eers verstaan, as ons van hierdie liggaam praat vanaand. Toe die Here vir my gemaak het, en vir u gemaak het, het hy mos vir ons nou hierdie liggaam in die vorm van hierdie liggaam gemaak. Maar dis nie net 'n stuk vleis en bene nie. Is ek reg so?
Dis nie net bene en vleisie, hier is ook, as die bene en die vleis is maar nou die liggaamlike gedeelte. En dan kry jy nou jou verstandelike gedeelte, daar waar die gevoelens en waar die denke is deel van jou. Dan kry jy die sosiale gedeelte, waar jy verhouding met jouself en met ander het. Want ons is maar sosiale wesens, ons moet meng met ander mense. En dan kry jy die geestelike gedeelte van jou liggaam, wat graag wil aanbid. Nou hierdie totale 4 aspekte, liggaam, denke en jou sosiale kant en jou geestelike kant, alles is interafhanklik van mekaar en die een beïnvloed die ander. En wanneer jy as 'n mens in die pad afstap, stap jy as vel en been, as 'n liggaam, jy stap as 'n sosiale wese, as 'n psigiese mens, jy stap op alle vlakke, want die hele liggaam in jou verhouding met ander, in jou denke, in jou gevoelens, in jou aanbidding, moet Jesus groot gemaak word. So wanneer Paulus sê, my wese, my liggaam, dit wie ek is beter om te sterwe, solank ek vir hom lewe. So wanneer ons vanaand praat van die liggaam, dan praat ons nie net van die kop en skouers, knie en voete nie. Ons praat van die totale mens wees. My vriende, hierdie liggaam, hierdie wese wie ek is, moet bereid wees om Jesus groot te maak. Kom ek lees vir julle 'n paar verse van 'n lied. My gunsteling lied. Jy sal oplet agterop hierdie karretjie wat die buite staan, not I, but Christ. Nie ek, maar Christus. Luister na die woorde van die lied. Nie ek. Ons praat binne die konteks van Jesus groot maak. Nou sê die lied, nie ek, maar Christus moet in my verhoog word. Nie ek, maar hy gehoor word en gesien. Nie ek, maar hy in elke blik en handeling. Nie ek, maar hy die meester wat ek dien. Luister die volgende vers. Ja, hy alleen. Geen waan of ydelhede, geen drukte wat tot my die aandag trek. Ja, hy alleen. Geen dwaase selfverheffing, net hy. Geen sweem meer van die eie ek. My vriende, as dit kom by Jesus, dan moet ek as die volle wese wegraak, ek moet myself verloon, hy moet selfopoffering wees, sodat Jesus ten alle tye deur die lewe, sê Paulus, of deur die dood in my liggaam groot gemaak word, en ek moet dit doen met alle vrymoedigheid. Nie, ek moet seker maar nou diens toe gaan as misbidder. As ek nou nie weer gaan nie, as dit nou weer ook 'n ding. Dit is nie met vrymoedigheid nie. Vrymoedigheid is om met alle vuur en met alle ywer en met al jou woema en met al jou energie Jesus groot te maak. Met liggaam, met siel, met gees en met jou sosiale bestaan in elke blik en handeling. As 3 vlakke wat ons vanaand gaan kyk, waarop ons Jesus kan groot maak in hierdie liggaam, in hierdie wese. Die eerste vlak is om Jesus in ons liggaam groot te maak te midde van ontbering en swaar kry. Te midde van lyding en ontbering en moeilike omstandighede om nog altyd te sê, ek maak Jesus groot in hierdie liggaam. Jy sien, om te sê, ek moet Jesus groot maak, vir Jesus wat van my verlang om hom groot te maak, moet ek bereid wees om absolute ontbering te ly, alles die koste wat, al moet ek omkom. As ek in hier by die punt wat ons sal sê,
Maak maar dood, broer. Ek sterf met Jesus. Sy dood maak my vry. In die Bybel is daar voorbeelde van mense wat nie omgegee het om ontbering te ly, terwille van die feit dat hulle Jesus wou groot maak in hulle liggaam. Reg in die begin in die Bybel in Genesis hoofstuk 4 is Abel en Kain, hulle het geoffer vir die Here. Abel het God se wil in sy lewe gesoek. Alles die koste wat Jesus moet groot gemaak word en sy broer sê nee, het werk nie so nie. Ek gaan jou lewe neem. Neem my lewe. Of het dood of lewe is, Jesus sal groot gemaak word, Kain. Jy kan my maar doodmaak, Jesus sal groot gemaak word, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy was nie besorgdheid oor sy liggaam nie. Vader Abraham, in Genesis hoofstuk 12 word geroep uit sy vaderland. Tussen sy familie en sy vriende het roep God hom. Hy het 'n paar dinge van sy menslikheid wat hy kon probeer beskerm. Hy is 75 jaar oud. Hy kon dink aan sy gesondheid, sy liggaamlike gedeel. Hy kon dink aan sy gemoed, want hy gaan beswaar dra aan die velde, soos hy gaan nie maar depressie kry of stres kry. Hy kon dink aan sy sosiale sy, wat van my familie, wat van my vriende. Hy kon dink aan sy geestelikheid, sal ek getrou kan bly as dit moeilik gaan. Maar hy het gesê, hierdie liggaam met die hele pakket sal liewers dood of lewe, maar het maak die saakie, God sal in my verhoog word. As van ons wat die Here wil dien, in ons gemaksone. Ek sal die Here dien, solank ek net om my mense kan bly. Die Here moet verstaan, ek is al 75, ek kan nie meer nie. Jy het jouself gemaak, God het jou gemaak, en hy het vermoëns in jou gesit, selfs wanneer hy roep, en sê ons God, jy weet nie wat jy nou praat nie, kan jy nie sien ek is gedaan nie. Abraham sê, te midde van hierdie liggaamse toestand op alle vlakke, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, en om hier uit te trek in 'n vreemde rigting, het maak die saakie, soos ek God kan groot maak, is ek gelukkig. David kom te staan voor Goliat. Die liggaam is op die spel. Groot reus. Filistyne sê, boe, vir die God van Israel se volk. Hulle het geen respek vir God nie. Hier kom 'n klein Dawid skaapwagtertjie. Hy kon besorgd wees oor sy ou liggaampie, jong seun. In verhouding met hierdie massiewe reus. Maar Dawid se ingesteldheid is ontbering of lyding of pyn of dood. Ek sal met vrymoedigheid Jesus groot maak in my liggaam. Of ek nou sterwe en of ek nou lewe, vir my is die lewe Christus. En die sterwe wins. In Daniël 3, Daniël se 3 vriende, hulle word gedreig met die dood in die openbaar, in 'n oond, almal kan nie wag om te sien hoe brand hulle nie. En die koning sê, manne, julle moet maar sak, julle gaan ontbering ly, julle lewens is op die spel, julle gaan doodgaan nie vandag. Hulle sê eenvoudig, koning, met alle vrymoedigheid, gaan ons Jesus groot maak in hierdie liggaam, of ons lewe en of ons sterwe, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Is ek nie bereid om ontbering te ly?
Wat van die apostels en Petrus hulle? In die boek van Handelinge hoofstuk 5, nadat hulle geslaan was en nadat hulle in die gevangenis was en weer geslaan was, kom hy manne uit in vers 41 en hulle sê, die Bybel sê hulle was bly dat hulle waardig geag was om in sy naam te lei. Mense, julle kan my maar slaan, julle kan my maar verstoot uit rivier sonder end, en al jaai julle my met die klippe, ek sal bly wees, want ek is met alle vrymoedigheid die om sy naam groot te maak in my liggaam. Want vir my is die lewe Christus. Paulus in 2 Korintiërs 11, hy noem 'n hele reeks dinge wat hy al deurgegaan het vir die naam en die saak van die Here, maar hy is dieselfde persoon wat hier in Filippense kom sê, mense, julle kan maar maak wat julle wil, maar ek wil met alle vrymoedigheid Christus soos altyd en nou ook groot maak onder my, in my liggaam, of het deur die lewe of deur die dood is. Want mense, julle moet verstaan, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Julle kan my nie dreig met die dood nie. Julle kan my nie met die dood dreig nie, want ek het 'n vriend wat die vermoë het om na my graf toe te kom en te sê, Hilton, staan op. So moenie vir my van die dood vertel nie. Solank jy my sien, het ek net een vrymoedigheid. Ek het net een ingesteldheid. Dit is om Jesus groot te maak in my liggaam. Nou moet ek vra, my vriende, wanneer het kom by swaar kry, wanneer het kom dat jy deur die kerk mense kastei word, wanneer het kom dat mense teen jou is, omdat jy die Here vrees, wanneer het kom dat hulle sê, wat gaan nou aan met suster dinges, of broer dinges, probeer sy nou vir dit of dat nou, wat is jou ingesteldheid? Seerwoorde, aanstote, skewe kyke, swaar kry, verdrukking, maak dit saak vir jou, my vriend. Los jy die Here, want jy het genoeg seer gekry. Of sê jy, Here, my enigste, ek sê vandag vir u, te midde van alles wat kan skeefloop, het ek net een ding in my kop. En dit is dat ek met alle vrymoedigheid u in my liggaam sal groot maak. Alles die koste wat, of ek moet lewe en of ek moet sterwe. As ek nie kan self hier staan om te sê, Jesus alleen nie, en hulle maak my dood, en my kus kom staan hier, dan moet die man wat die Hildeblyk sê, hierdie man het gesê, Jesus alleen, lewe of dood, het sal Jesus wees. Die tweede manier, waarop ons Jesus in ons liggame groot kan maak, is om gesond te leef. Want hierdie wese, hierdie liggaam, siel, sosiale wese en hierdie geestelike wese moet gesond wees om die Here te kan dien. Kan nie elke tweede dag 'n verkouetjie hê nie. Elke tweede, derde dag is jy depress. Elke nou en dan het jy weer rug, het jy weer knie, het jy weer dit en dat. Jy kan net nooit saamgaan nie, want jy is gebind deur siektes en omstandighede wat jy as gevolg van nie kyk aan jou liggaam het nie. Jou ingesteldheid moet wees, hierdie liggaam wat die Here my gegee het, moet ek aan kyk, broer James. Sodat hierdie liggaam Jesus kan groot maak. As die Here roep, sê ja.
nie hoesie. Hoe hou ons hierdie liggaam gesond? Ons moet reg eet. Hoor wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink, doen dit alles tot verheerliking van God. Nou moet ek eers eerlik wees met gelowiges, en ek sê dit met baie liefde, het jy opgelet? Ek is 'n maar mannetjie neem. Maar ek is al lang by die Here. Want die ding wat ek gesien het in my lewe, luister nou mooi, ek veroordeel nou niemand nie. Ek wil net hê jy moet mooi oplet en nadink. Baie mense wat losbandig lewe en wat dronk lewe en wat alkohol en dwelms gebruik, as hulle die Here aanneem, dan los hulle alles. Sê hulle, dankie Here het my vrygemaak. Nou kom hy man van al hy verkeerde goed, en nou wil hy net eet. Nee, suster, skip, suster, skip. Is dit so? Nou sê die broer, hy maar mannetjie toe hy nog in die wêreld was. Hy begin ook nou uitsit. Hy skeer nou sy kop kaal, hy blink nou. Die wange staan nou mooi, hy kry mos die grootste bord. Hy's nou 'n man van die Here. Nou begin hy so loop. Amen, diebares. Nou sê hy, luister mooi, ek kom na 'n punt toe. Nou sê hy, dis die seun van die Here. Hy is, met alle respek gesê, eintlik, kan ek dit maar sê, hy's vraatsugtig. Hy kry nie genoeg, hy wil net vleis op hy bord. Want hy is die man. Nou kort voor lank, hy sê die maar broer, hoe val broer nou so af, of evangelis, of pastoor, hoe val pastoor nou so af? Nee suster, hulle sê mys nou ek het kliniek, maar ek sny dit af. Ek bedoel ek het suiker, maar ek sny dit af. Jy kan dit nie nou afsny, jy het al klaar oorboord gegaan. Nou raak hy weer maar. Hy is nou bloeddrukleier, hy is nou suiker van uitgeëetheid, wat voorheen die seun van die Here genoem was. Gebeur het ook hier? Die Here wil hê, wat of wanneer ons eet, wanneer ons drink, moet dit tot eer van God gedoen word. Ons moet nie so uitgeëet wees as honger mense. Ek het gesien mense kom begrafnis toe, as daar honger mense en kindertjies, dan kan hulle nie eers kry nie, maar die dienaars moet sulke skinkborde kry. As 'n sonde in die oë van die Here. Want wanneer jy eet of drink, moet Jesus groot gemaak word in jou liggaam. Ek kan nog lank hieroor praat, maar laat ek liewers aangaan. 'n Gesonde liggaam, hy sê is 'n gesonde gees. Hierdie liggaam moet opgepas word, wanneer jy eet, moet jy mooi eet, want jy moet kan reg wees vir die saak. Oefening. Party se enigste oefening is as hulle kom bys toe loop of kamer toe loop. Die Here wil hê ons moet oefening kry. Toe Adam en Eva geskape was volgens die Bybel in Genesis 2 vers 15 het die Here vir Adam gesê jy moet hierdie grond bewerk, jou liggaam moet oefening kry. Kyk aan die aarde, hy moet stap en beweeg, hy moet oefening wees. Vandag wil ons net terug hang op die bank voor die TV. En ons sit en raak sieklik, as sê ons, ai Here, hoekom aan ek? Bly mos die Here. Deur ons eie lewenswyse, hierdie liggaam moet ek oppas en gesond hou, sodat hy Jesus kan groot maak. Drink die water. Ek loop baie deur by my vrou, ek is nie so goed met water, maar ek moet bykom. Want toe die volk in die woestyn swaar kry van die dors, toe die Here sommer uit 'n rots uit water, want hy weet dit is nodig. As ons nie water drink nie, dan kan nie die liggaam se vloeistowwe nie so goed saamwerk nie. Baie mense se bloed is so dik,
want hulle die hart sukkel om die bloed deur die stelsel te kry, praat ek reg, want jy drink nooit water nie. Jy moet water drink, my vriend. Moenie net elke gytjie hou vir kosie. Jy kom af van die begrafplaas af, nou wil hulle sê, jy is nou nat gesweet. Nee, ek gaan nie nou waar, jy moet water, ek my pleit, hy behoort van my. Van die water wat jy gehad het is uitgesweet. As ons julle water toets in die verskillende plekke, dan sien ons die vette van die mense is meer as die water wat in die liggaam is. En het moet aan die kant om wees. Sonlig het ons nodig. Son gee vitamine D. Ons moet nou nie heeldag langs die huis in die son sit nie, maar jy moet 'n bietjie son kry. Sodat jy in jou kop is die hele tyd, ek moet die liggaam reghou, want die liggaam moet Jesus groot maak, lewe of sterwe. Matigheid. Hoor wat sê die Bybel in 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17. Weet julle nie, dat julle liggame, of liewer luister wat sê die Bybel, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Hoor wat sê die Here, geliefdes, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Hoe sê ons, niemand vertel van my nie, is my eie liggaam, is my eie baas. Ek sal eet wat ek wil eet. Ek sal drink wat ek wil drink. Ek sal rondslaap as ek wil rondslaap. Ek sal vrouens aanhou soos dit my pas. Ek sal soveel man soos dit my pas. Ek is groot. God waarsku vir jou vandag. Wie die liggaam skend, die liggaam is duur gekoop met die kosbare bloed van die lam. Die Bybel sê, die liggaam behoort jy aan jouself nie. Jesus het dit met sy lewe gekoop. Ons moet vars lig inkry. Vensters bietjie oopmaak. Die Bybel sê vir ons dat in Handelinge 17 vers 25, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Hy gee vir ons vars lig. O, sê ons dankie. Ons heeltyd, maar ons sê nie dankie baie keer eers nie. Sonder vars lig kom maar nie genoeg suurstof by die brein. Dan raak jy in 'n koma en jy sterwe. Ons moet hierdie liggaam oppas sodat hy God kan groot maak in Christus Jesus. En dan rus, my vriende. As van ons wat so uitgeëet is vir geld, jy werk van Sondag tot Saterdag. Want die lewe is hard, jy moet maar werk. Jy is gedaan. As jy by die huis kom en slaap, jy val op die bank, kan jy nie oplig nie. En nou gaan jy sleg ook eet, want jy is te moeg om regte kos te maak. Jy koop sommer nou 'n paai langs die pad, of slapchips langs die pad, want jy kan nie reg eet nie. Die voeding lei ook alweer skade, hy liggaam raak alweer swakker, en hy sal die God behoorlik kan groot maak nie. En jy rus nie reg nie. Toe die Here die mens gemaak het in die tuin van Eden, toe die Here die aarde gemaak het in 6 dae, het die Here volgens die Bybel op die 7de dag gerus, en hy het vir die mense opdrag gegee. In die Bybel sê die woord van die Here, daar in Exodus 31 vers 15, jy moet op die Sabbat rus, 'n dag van volkome rus moet dit vir jou wees, want jy is nie gemaak om aanhoudend te werk nie. Jou liggaam moet ruskans kry. Jou liggaam moet verfris word, laat hierdie liggaam in toom kan bly om Jesus groot te maak, lewendig of dood, en met alle vrymoedigheid. Vertroue. Vir 'n gesonde liggaam het jy vertroue in Christus nodig. Want as jy nie op God vertrou nie, my vriende, dan gaan jy stres. Die bloeddruk wys baie keer waar lê jou vertroue. Hoe gaan ek maak? Ek sal my 'n plan maak. Ek weet nie hoe gaan ek maak nie. Maar jy is gelowig, jy is raad op.
Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. As jy gesê het, Here, hier is my sorrows, hier is my burden, hier is my besorgdhede, dan sê die Here, los dit by my. Werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Psalm 37 vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Wat is die gevolgtrekking van hierdie beginsels wat ek noem, my vriende, is om Jesus in 'n gesonde liggaam groot te maak, moet jy jou liggaam oppas. Jy kan nie Here met 'n dronk liggaam nie. Jy kan nie Here dik gerook nie. Jy kan nie Here met 'n liggaam wat losbandig lewe nie. Jy kan nie Here met 'n liggaam wat nie verkondig dat dit aan God behoort nie. 'n liggaam wat spreek van selfbevrediging. Jesus wil in jou liggaam groot gemaak word vanaand, my vriend. My aanmoediging vanaand vir u is, te midde van ontbering, te midde van wat ook al, ek sal kyk aan hierdie liggaam, want hy is gered om vir God te werk. Ek het 'n kar. Ek kan nie aan een koop nie. Nou moet ek kyk aan hierdie ene, sodat hy kan vir my hou. Hy moet vir my diens gee. As ek en u aan Christus behoort, moet aan hierdie liggaam gekyk word, sodat hy vir Christus diens kan gee. Weet jy hoekom ons nie worry oor die liggaam nie? Want ons is by Christus en ons gee nie diens nie. Ons word net in die garage gepark en daar park ons tot ons graf toe gaan. As jy gered is tot diens, sal jy weet, ek sal moet vir my regryk, want as hulle sê ons pak, as ek by. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan julle broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame as 'n lewende en aan God welgevalle offer stel. Dit is julle redelike godsdiens. Word jy aan die wêreld geregverdig nie. Ons kan nie Here, maar ons lyk net die wêreld. Ons gaan net so aan soos die wêreld. Ons party soos die wêreld. Ons is in brassery soos die wêreld. Ons ken nie ons limiet soos die wêreld. Ons verskil geensins. Die Bybel sê hierdie liggaam moet jy stel as 'n welgeval. God wil sê dis my kind. Jy kan duidelik die verskil sien, dis my kind. Dit sê die Here se woord is jou redelike offer. Jou redelike offer is om jou op te pas tot die verheerliking van Jesus. Die derde vlak. Ons het gesê hierdie liggaam moet God groot maak ter wille van ontbering en swaar kry en lyding. Hierdie liggaam moet gesond wees om Jesus groot te maak. Die derde een wat net so belangrik is, hierdie liggaam moet geestelik opwasse om Jesus groot te maak. Die Bybel praat in Hebreërs, waar Paulus sê, julle moet al eintlik leraars gewees het, maar ek moet nou weer by julle begin met melk. Jy kry van die mense wat nooit groei in die Here nie. Suster, wil jy nie die jare 'n bietjie vir ons? Nee broer, los maar vir my, ek is alright so. Broer, ons het jou nodig. Nee, wat broer, ek is nou nie hy mense nie. Los maar vir my, ek is nou nie so nie. Ek wil nie gesien wees nie. Die Here het jou nie gered om gesien te wees nie. Hy het jou gered vir diens. As jy vir die Here iets wil beteken, moet jy geestelik groei in die Here. Baie mense groei liggaamlik, want hulle is nou by die Here. Maar geestelik bly hulle babietjies. Want as jy moet hom praat, dan hoor jy sê eintlik niks. Maar hy is 'n groot naam in die kerk.
Die woord van die Here leer vir ons in Matteus 4. Ons kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uitgaan uit die mond van God. My vriende, Petrus sê ons moet soos babietjies verlang na onvervalste melk. Ons moet 'n honger hê na die woord van God. Baie mense is ongelukkig net honger na die diens. En die diens is lekker. Broer, ons het mos gepraat. Jy moet gesien het vir suster dinges, jong. Hey, toe roer ons hy bad. Waaroor het die diens gegaan? Weet jy broer, ek was so in die gees, ek kan nie eens onthou nie. Die diens was so lekker, dat jy nie eens God se woord kon inneem nie. Waarvoor het jy diens toe gegaan? Hierdie liggaam, God se begeerte, Jesus se begeerte vir my, is dat hy in my liggaam, in my wese, in my hielten wees, groot gemaak moet word. Met 'n vrymoedigheid wat vir niks skrikkie, of hulle my lewe bedreig, en of ek vir altyd kan lewe. Maar as ek nie geestelik groei nie, kan God nie veel met my uitrig nie. Ons lewe in 'n tyd waar daar 'n honger is na God se woord. Mense is moeg van kerkie speel terwyl hulle niks kry nie. Jy's in die kerk, jy's in die bediening, jy kom net so leeg soos wat jy gegaan het. Want dit gaan oor mense en hulle dinge, maar dit gaan nie oor Jesus nie. As 'n kind van die Here moet jy 'n gebedslewe hê. Nie net in die diens nie. Broer, bid vir my. Wat maak keer jou? Het jy nie vrymoedigheid nie om met jou Jesus te praat nie? Hy dan vir jou gesterwe. Is goed om te bid vir mekaar, is nodig ook. Maar jy moet daarom ook vir jouself bid. Want die Bybel sê, ons moet met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ons kan maar gaan. Want hy is ons hoëpriester. Moenie, baie keer het ek al, ek kom van hierdie agtergrond af, dis hoekom ek so kan praat. Baie keer het ek al gehoor as hulle, suster, jy moet vir jou laat bid. Nie suster, u moet bid nie. U moet vir u laat bid. Niemand kom na die Vader, behalwe die Jesus, hy is die weg, ons moet na hom toe gaan. Nou wil die manne van die Here net pure, vir hulle belangrik hou, en as hulle gebid het, sal die reg kom. Vertrou Jesus self. Ontwikkel in jou gebedslewe. Groei in jou gebedslewe. Moenie laat enige iemand jou laat glo dat jy nie kan bid nie, my kind. Praat met Jesus. As jy dorp toe stap, sê Here, is dan vandag lekker warm. Maar ek weet op die regte tyd gaan die weer reentjie stuur. Laat ons maar nou die son waardeer. En as het storm, sê Here, kyk hoe nat reën ek nou, maar ek verstaan, as ek wil groente in die winkel gaan koop, dan moet die boer se landery ook water kry. Nie net klaagliedere nie. En die Here is ook nie net daar vir klaagliedere nie. Hy moet jou vriend wees, want jy kom nie by jou vriend net om te kla nie. Julle gesels. In gebedslewe is jou vriendskap, ek en Jesus kan toch so lekker praat. Ek praat met hom en dan maak ek die woord oop en praat hy met my. Ons lewe in 'n tyd waar mense nie eens meer met hulle Bybels loop nie. So hoe moet Jesus praat as jy nie na sy stem kan luister deur sy woord nie? Nou praat die man hier, die Bybel leer daar, die man praat, en jy amen, as het niks van uit die woord nie.
As jou vriend ken, sal jy onderskei, wat praat die man? Die man is nie van die Here af nie. As u vanaand 'n ware vriend van Jesus is, sal u onderskei of ek uit die woord praat. En u sal sê, mense, ek kom nie weer terug nie, want die man praat sy eie goed. En dan kan ek nie blameer as dit die geval is nie, maar ek het na die dorp gekom om die woord van die Here op te lig en te sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Sy begeerte vir my en vir u is om hom te ken, om soos hy te word, om deur hom, om hom groot te maak, om alles as drek te beskou en Jesus as wins te verkry. Hier gaan dit oor Jesus. As jy kind van die Here sal jy groei in jou getuienis lewe. Ons het gesê jy het 'n gebedslewe, Tessalonisense 5:17 sê jy moet bid sonder ophou. Jesaja 55:6 en Jeremia 33 sê, ons kan met die Here, ons kan hom aanroep. Hy sal ons ondeurgrondelike dinge bekend maak. Hy sal hoor, as ons vra sal hy gee. Ons moet praat met die Here. Hy moet 'n gebedslewe wees, sodat hierdie liggaam kan groei tot die verheerliking van Jesus. Hy moet 'n getuienislewe wees. Die Here het my vrygemaak. Baie diep het hy my uitgehaal. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Het was nie om te oordeel nie, het was 'n ander saak. Hy het gekom om my te red en salig te kan maak. Jesus is alles vir my. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want is 'n krag van God tot redding. Jesus is alles vir my. Ek gee nie om voor die president of voor die boemelaar te staan en sy naam te bely nie, want hy is my koning. Hy is my God, hy is my skepper, hy is alles vir my. Hy moet geestelike samesyn wees vir hierdie liggaam om goed te groei. Die Bybel sê, ons moet nie die onderlinge byeenkoms versuim, so sommige die gewoonte het nie. Die kinders van die Here moet by mekaar kom. Vers 24 sê, ons moet ons mekaar vermaan en aanmoedig. Ons moet nie mekaar swak maak nie. Ons is daar vir mekaar, sodat daar groei kan wees. Dit is die Here se ideaal. Die byeenkoms moet opbouend wees. As jy weggaan, dan moet jy slaap. Here, ek is nou regtig waar so verkook. Ek is nou so dankbaar. My stres is weg, my bloeddruk is af. Ek slaap nou lekker, want ek het moed geskep en dit was so lekker by die kinders van die Here. David sê, ek was bly toe hulle vir my sê, ons moet na die huis van die Here gaan, want ek weet hoe lekker gaan dit daar. In ons tyd is dit ongelukkig nie meer so nie. Is nou 'n geval van, ek moet maar diens doen, man. Ek het toch nie lus vir die mense nie. Gebeur dit so? Ek het toch nie lus vir die mense nie, maar laat ek maar gaan. Die Here is goed vir my. Die Here wil hê die jou dienslewe, jou kerklewe moet 'n positiewe ervaring wees, want ons het alles dieselfde ding in gemeen. Ons se mense, ons worry nie oor die aarde om ons nie. Ons kyk uit vir 'n stad van wie die bouer Jesus Christus self is. My vriende, ons moet geestelik opwas. Ons moet gesond lewe. Ons moet te midde van ontbering en swaar kry, hierdie liggaam daarvoor aanwend om Jesus groot te maak. Volgens Filippense 1:20, volgens my reikhalsende verwagting en die hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd en so ook nou, vandag in hierdie dorp, vandag in jou huis, vandag waar jy sit, vandag waar jy beweeg, dat Jesus in jou liggaam groot gemaak sal word. In lewe of deur die dood. Want jou uitgangspunt is, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
My vriende, in u liggaam, op 'n liggaamlike vlak, wie word groot gemaak? In u liggaam, wanneer dit kom by jou denke en by jou gevoelens, waar pas Jesus in? Wat is heel dag in jou kop? Is Jesus ooit in jou gedagtes? Is jou gemoed beswaard omdat Jesus ontbreek in jou gemoedstoestand? In jou sosiale kringe, is ek tevrede met myself, want Jesus het my mooi gemaak, om my liggaampie op te pas in die kinders. In my verhouding met myself is ek tevrede met hoe God my gemaak het. In my verhouding met ander, word Jesus in my lewe gesien. As 'n lied wat vra, can the world see Jesus in you? Ons lewe in 'n wêreld wat vir Jesus soek. As u verbykom kerk toe, sien hulle net jou outfit, of sien hulle vir Jesus? Kan die wêreld Jesus in jou optrede sien? Kan die wêreld Jesus aan jou woorde hoor? Kan die wêreld Jesus in jou gesindheid sien? In jou geestelike lewe. Sien die wêreld 'n kerkmens, of word God in Jesus groot gemaak in jou? My gebed van my hart vanaand is, vriende, dat geen lyding of ontbering u daarvan sal laat afwyk nie. Dat u lewenswyse, die bewustheid van die gesondheid van so 'n aard sal wees, dat Jesus groot gemaak sal word in hy liggaam. Dat daar 'n goeie balans in jou geestelike lewe sal wees. Ten opsigte van jou studie van die woord, jou gebedslewe, jou getuienislewe en die samesyn met die dierbares. Alles is belangrik om reg te groei. Jesus se begeerte vir ons. Jesus se begeerte vir ons. Sit net vir sy foon af. Faber, sit af. Jesus se begeerte vir ons vanaand is dat ons hom sal ken. Hom sal liefkry en hom dien. Jesus se begeerte tot vanaand vir ons is dat ons alles skade sal ag om Jesus as wins te verkry. Jesus se begeerte vanaand vir my en vir u is dat ek aan hom gelykvormig word aan sy dood, deur sonde af te sterwe en te leef vir God in Jesus. Jesus se begeerte vanaand is dat ek met alle vrymoedigheid Jesus sal groot maak in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Is u vanaand bereid om Jesus se wense vir u in die lewe te laat waar word? Los die wêreld en sy slimheid. Kyk na Jesus vir jou wysheid. Stel jou trou op al die Here, en jy sal verkry sy vrede. Ek het vir jou aan die kruis gesterf, vir jou
Selfs jou siektes het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie, ek is aan jou sy. In my hand hou ek jou toekoms vas. Ek het alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan leef. Kyk hier buite, sien jy trane. Dis die mens met vrees bevange. Kyk na my en sien my hande. Vir jou het ek gebreek die bande. Ek het vir jou aan die kruis gesterf. Vir jou sonde het ek daar gelei. Selfs jou siektes het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie, ek is aan jou sy. In my hand hou ek jou toekoms vas. Ek het alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie, ek is aan jou sy. In my hand hou ek jou toekoms vas. Ek het alles vir jou afgelê, sodat jy vir my kan leef. Sodat jy vir my kan leef. Sodat jy vir my kan leef. Was dit nie van Golgotha nie? Was dit nie vir die ruwe ou kruisie? Was dit nie vir die man met die naam Jesus nie? Dan sou hierdie siel wat vanaand hier staan, vir ewig verlore gewees het. Daarom loof ek hom. Ek prys hom met alles wat binne in my is. Hierdie liggaam wy ek vanaand aan hom en sê, Here, lewe of dood. Hierdie liggaam se werk is om U groot te maak. As dit U begeerte vanaand is, staan saam met my. As U liggaam vanaand aan Jesus wil wy, in alle opregtheid, staan saam met my. Pastor, sal U vir ons kom bid asseblief. Kom ons sluit ons oë terwyl ons die aangesig van die Here soek, deur 'n woord van gebed. Kom ons sluit die oë. O Vader, ons staan in ootmoed voor U vanaand. Ons is skuldig. Ons is skuldig dat ons U nie groot maak in ons liggame nie. O Vader, ons kyk na onsself, ons kyk na ons gedagtes, ons kyk na ons begeertes. Vader, ons kyk na net ons fisiese liggaam, dan is ons skuldig en ons vra vanaand vir vergifnis. Ons vra vanaand dat U ons sal skoon was deur Jesus se bloed. Vader, ons is dit nie waardig nie, maar deur Jesus kan ons vry word. O Vader, ons bid asseblief dat ons van vanaand af deur U bekragtig sal word, om U alleen groot te maak in ons liggaam. Vader, dat ons een doel voor oë sal wees, dat ons sal lewe vir Christus, en dat die sterwe win sal wees. O Vader, dit is ons hartsbegeerte vanaand, help ons asseblief daarin. O Vader, ons bid dat U ons sal lei in ons gesondheid. Ons het baie lyding nodig. Baie van ons sukkel met suiker, met hoë bloed. Vader, van ons is verslaaf. Vader, van ons het verkeerde gewoontes. Vader, van ons sukkel met ooreet. Vader, ons pleit by U vir oorwinning.
Vader, dat selfs in ons fisiese liggaam, dat U verheerlik sal word. Vader, ons bid, Vader, dat almal in ons Jesus sal sien. Dis ons grootste begeerte. Mag U dit in ons kom doen. Ons vertrou U. Ons bid al hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.